Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Sondag 28 Desember. Paulus, die gevangene van Jesus Christus. Kom ons open met gebed. Liewe Jesus, ons sê vir u vreeslik baie dankie vir die voorreg wat u ons gee om hierdie studie te kan bestudeer. Liewe Vader, laat u wil en u lig hier deurskyn. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Filippense en Kolossense staan bekend as gevangenisbriewe omdat hulle geskryf is terwyl Paulus in die tronk was. Die ander is Efesiërs en Filemon. Die meeste kommentators meen dat hierdie briewe geskryf is terwyl Paulus in Rome was, ongeveer 60 tot 62 na Christus. Ons lees in Handelinge 28 vers 16. En nadat ons in Rome gekom het, het die hoofman oor 100 die gevangenes oorgelewer aan die bevelhebber van die leer, maar aan Paulus is dit vergun om op sy eie te woon met die soldaat wat hom moes oppas. Handelinge 28 vers 16. Lees Efesiërs 3 vers 1 en Filemon 1. Wat is die betekenis van die manier waarop Paulus sy gevangenskap beskryf? Ons lees Efesiërs 3 vers 1. Om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus vir julle wat heidene is. Ons lees ook Filemon 1. Paulus, 'n gevangene van Christus Jesus en die broeder van Timoteus aan Filemon die geliefde en ons mede-arbeider en aan Appia die geliefde suster en aan Archippus ons medestryder en aan die gemeente wat in jou huis is. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. En dank my God altyd wanneer ek aan jou in my gebede dink, omdat ek van jou liefde en geloof hoor, wat jy met betrekking tot die Here Jesus en al die heiliges het, dat die gemeenskap van jou geloof kragtig mag word deur die kennis van alles wat goed is in julle, tot eer van Christus Jesus. Want ons het groot blydskap en troos oor jou liefde, omdat deur jou, broeder, die harte van die heiliges verkoop is. Daarom het ek baie vrymoedigheid in Christus om jou te beveel wat betaamlik is. Pleit ek liewer ter wille van die liefde. Ek, Paulus, as 'n ou man en nou ook 'n gevangene van Jesus Christus, pleit by jou vir my kind Onesimus, wat ek verwek het in my boeye, wat vroeër vir jou nutteloos was, maar nou baie nuttig vir jou en vir my. Ek stuur hom terug, maar neem jy hom, dit is my eie hart, aan. Ek wil hom by my hou, sodat hy my in die boeye van die evangelie in jou plek kan dien. Maar sonder jou goedkeuring wou ek niks doen nie, sodat jou goedheid nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Want miskien is hy om hierdie rede 'n tydjie van jou geskei, dat jy hom vir altyd kan besit, nie meer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broeder in die vlees, sowel as in die Here, veral vir my, hoe te meer vir jou. As jy my dan vir 'n metgesel hou, neem hom aan net soos vir my, en as hy jou benadeel het of iets skuld, sit dit op my rekening. Ek, Paulus, het dit met my eie hand geskrywe. Ek sal betaal, om nie te sê jou rekening nie, want jy is daarby jou eie persoon ook aan my verskuldig. Ja, broeder, mag ek tog van jou voordeel trek in die Here, verkoop my hart in die Here. In vertroue op jou gehoorsaamheid het ek aan jou geskrywe, omdat ek weet jy nog meer sal doen as wat ek sê. En berei tegelykertyd ook herberg vir my, want ek hoop dat ek op julle gebede aan julle sal geskenk word. Epaphras, my medegevangene in Christus Jesus, groet jou, ook Markus, Aristarchus, Demas en Lukas, my mede-arbeiders. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle gees. Amen. Filemon 1.
Paulus het sy lewe in diens van Jesus Christus gegee. As daardie diens insluit dat hy 'n gevangene moes wees, is hy bereid daarvoor. Paulus beskryf homself as 'n gesant in kettinge in Efesiërs 6 vers 20. Hy was op sendingreise, het gemeentes gestig en werkers vir die Here opgelei. Hy kon dalk gevra het, waarom is ek hier, wanneer ek soveel meer sou kon doen sonder hierdie kettinge? Paulus is later weer gevangene geneem toe hy 2 Timoteus geskryf het wat as 'n pastorale brief beskou word. Dis is ten minste 5 boeke van die Nuwe Testament geskryf terwyl Paulus in die tronk was. In geen van die gevangenisbriewe noem Paulus presies waar hy gevange gehou is nie. Daarom het sommige voorgestel dat dit of Efese of Caesarea kon wees. Daar is egter geen Bybelse bewys dat Paulus ooit in Efese gevange was nie. Caesarea lyk dalk meer waarskynlik, behalwe dat daar geen duidelike bedreiging vir Paulus se lewe in daardie stad was nie. Teen die tyd dat Filippense geskryf is, was daar beslis so 'n bedreiging. Ons lees in Filippense 1 vers 20 die volgende: Volgens my reikhalsende verwagting en hoop dat ek in niks beskaamd sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is. Filippense 2 vers 17 lees ons ook: Maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my, ja, verbly ek my saam met julle almal. Hierdie brief gee ons nog leidrade oor waar Paulus hom bevind het tydens sy gevangenskap. Eerstens was daar 'n praetorium. Dit kan verwys na die amptelike woning van 'n provinsiale goewerneur, soos die een in Jerusalem waar Jesus deur Pilatus verhoor is. Matteus 27 vers 27 lees: Daarop neem die soldate van die goewerneur Jesus met hulle saam in die goewerneur se paleis en bring die hele leerafdeling teen hom bymekaar. Ons lees ook Johannes 18 vers 33. Pilatus gaan toe weer in die goewerneur se paleis en roep Jesus en sê vir hom: Is u die koning van die Jode? Johannes 18 vers 33. En ook in Caesarea, waar Paulus gevangene gehou is in Handelinge 23 vers 35 wat lees: Ek sal jou in verhoor neem wanneer jou beskuldigers ook aangekom het. Toe gee hy bevel dat hy in die paleis van Herodes bewaak moes word. Maar Paulus gebruik hierdie term duidelik nie vir 'n plek nie, maar verwys na mense. Hy sê dat die hele paleiswag met die evangelie bekend geraak het. Filippense 1 vers 13 lees: Sodat my boeye openbaar geword het in Christus onder die hele keiserlike leiwag en by al die ander. In Rome was dit 'n elite groep soldate, ongeveer 14.000, wat die keiser beskerm en sy gevangenes bewaak het. Tweedens stuur Paulus ook groete van die gelowiges in die huis van die keiser. Filippense 4 vers 22 lees: Al die heiliges en veral die wat aan die keiserlike huis behoort, groet julle. Dit dui daarop dat Paulus 'n gevangene in Rome was en kontak gehad het met die wat in die keiserlike huishouding gedien het. Hoe leer ons om die beste te maak van watter moeilike situasie ons ook al bevind? Waarom is dit nie altyd maklik om so te doen nie?